Gewaardeerde luisteraars, pastoor Frans Ooyeberg van die Kruis Triomfeer Bediening. Ek groet u in die naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons zaligmaker, ons komende koning. En nou wonder ek net sommer so tong in die kies, is seker nie nodig dat ek elke keer wanneer ek met die begin myself voorstel nie. U weet al teen die tyd, ken nie al my stem, maar ek wil daarom ook sê, ek het op 'n stadium al my tande getrek en dan hoekom my tong soms 'n bietjie swaar kry om van hierdie woorde uit te spreek, maar binnekort gaan ek tande hê en dan sal ek my baie beslis moet voorstel, want dan gaan my stem weer anders klink. My vrou sê ek sal weer moet leer praat, maar dan gaan ek daarin beter lyk, dan kan ek dalk seker begin video's ook maak. Maar hoekom ek my elke keer voorstel en sê wie ek is? Daar's baie mense wat vir die eerste keer daarna luister of wat per ongeluk op een van hierdie uitsendings afkom en dan nie weet wie dit is nie. So wees maar geduldig met my. Ek sê nie goeiemôre luisteraars, hierdie is pastoor Frans Ooyeberg, sodat ek vir u in kennis kan stel, maar luister, dis daarom 'n pastoor wat met jou praat nie. Dis glad nie wat die geval is nie. Ek kom en kan sê, goeiemôre Frans Ooyeberg wat praat, maar ons is so gewoond, ek het groot geword in 'n kerk waar jy die naam dominee gebruik, en toe ek in die Pinksterkerke die woord pastoor, ons is so gewoond aan daai titel pastoor, dat dit maar net die manier is waarop ons praat. Maar jy het nie nodig om na my te verwys as pastoor nie, jy kan na my verwys as François. As jy met my wil kontak maak rondom jou met WhatsApp en 'n bietjie met my wil gesels, François is goed genoeg. Ek is nie Paulus nie. Paulus het nodig gehad om te sê, Paulus, 'n apostel van Jesus Christus. En ek dink nou daaroor, terwyl ek nou so lekker gesels, hy doen dit in elke brief. So dan kan ek mos maar in elke uitsending praat van pastoor François. Ag, ek het so tong in die kies net sommer om die ys te breek, maar ons is besig met ons 13de afdeling van die boek Openbaring, en ons is in hoofstuk 3, en ons gaan begin by vers 14, want ons het opgehou by vers 13, maar ek wil vers 13 weer lees, want toe het ons gepraat van die gemeente van Philadelphia. En nou daar gepraat is van die gemeente van Philadelphia, lees ons in vers 13, wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. En daai woorde is geskryf in die boek Openbaring, nie net vir daai kerk nie. Ek wil vir jou sê, alle kerke. Maar nou ongelukkig, ek sien dit, ek kom nie baie in 'n kerk nie, want ek het Sondag wat ek hierdie opnames doen, en ek is baie besig met die bediening wat die Here op my hart gelê het. Maar wanneer ek in 'n kerk kom, sien ek baie keer dat ek in 'n kerk is wat nie ore het nie. 'n kerk is wat nie hoor nie. Want hy sê, wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. En dan kyk ek na die pastoor op die kansel en dan dink ek, jy het nie ore nie. Want wat preek jy? Wat doen jy? Wat vang jy aan? Kom by. En dit is ongelukkig die toestand van die kerk, is ongelukkig die tyd waarin ons leef, is ongelukkig maar net hoe dit gaan. Nou ons wil almal wees soos die Christene in Philadelphia, maar om so te wees, moet ons soos hulle vashou aan wat ons het. Ons moet Jesus in die senter van ons lewe hou en nie onsself nie. En dis waaroor ons gepraat het. Hulle was 'n baie voorbeeldige kerk. En dan word nie vir jou gesê dat jy moet nuwe openbarings kry, nuwe metodes kry en nuwe maniere kry nie. Nee, hou vas aan wat jy het. En nou kom ons by die brief aan die Laodicense, vers 14. En skryf aan die engel van die gemeente van die Laodicense, dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. En hier noem hy hom weer, dit sê die Amen. Dis Jesus Christus wat hiervan gepraat word, maar dit is duidelik goddelike titels, want God is die Amen. God is die getroue, God is die waaragtige, maar Jesus is tussen hakies die skrywer van die boek Openbaring. Laodicense was 'n belangrike en ryk stad met 'n hoë persentasie Joodse inwoners. Soos die ander stede in die omgewing was dit 'n lewendige senter van keiseraanbidding
bidding en die aanbidding van Asklepios. Daar was ook 'n beroemde mediese skool in die konneksie met die tempel van Asklepios. Na 'n aardbewing die omgewing in totale chaos gelaat het, het die stad keiserlike help geweier en die stad met hulle eie fondse opgebou. Dit word gereeld aangewys dat Laodicense trots was op veral 3 gebiede. Eerstens was hulle trots op hulle finansiële status. Tweedens was hulle trots op hulle uitgebreide tekstielindustrie. En derdens was hulle trots op hulle oogsalf wat reg deur die bekende wêreld verkoop was. Ten spyte van al hierdie goeie dinge van Laodicense was hulle as gevolg van hulle swak watertoevoer blootgestel aan enige inval van hulle vyande. Hulle watertoevoer kom van ongeveer 10 kilometer van 'n warmwaterbron in Hierapolis. Dit arriveer by die Laodicense louwarm. Dis sien ons die rede vir hierdie opening van die brief aan die Laodicense. Ten spyte van die louwarm water van Laodicense is daar by Jesus Christus geen louwarm beloftes nie. Ten spyte van die materiële omstandighede waarin hulle leef, is Christus die Amen. So is dit. Hy is die getroue en ware getuie in kontras met die Laodicense wat nie getrou en waar was nie. Christus is die begin van die skepping van God. Nie in die sin dat hy eerste geskape was nie, maar in die sin dat daar niks is wat hy nie geskape het nie. Nou lees ons vers 15 en 16. Ek ken jou werke dat jy nie koud is nie, en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm? Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg. Nou voordat ek wil net vir u hier 'n ding insit. Hy praat hier met 'n kerk. Hy praat nie hier met ongereddes nie. Hy praat hier met kinders van die Here. Nou moet jy baie mooi na my luister. Julle mense wat sê, eenmal gered, altyd gered, ek kan maar sonde leef soos ek wil. Ons het al baie daaroor gepraat. Hoekom wil jy weet of dit waar is? Wil jy dan gaan sonde doen? Hoekom wil jy weet of eenmal gered, altyd gered, ongeag wat jy doen, jy nog hemel toe sal gaan? Wil jy in sonde gaan lewe? Nou ek weet dat 'n kind van die Here kan stadig begin wegbeweeg van die Here af en hy kan sonde val en die Here kan op 'n punt hom nog steeds red. Hy gaan nog steeds hemel toe want hy gaan voor die regterstoel van Christus verantwoording doen vir wat hy in hierdie wêreld gedoen het hy dit goed of kwaad is. Maar ek gaan vir jou sê dat daar gaan 'n stadium kom wat jy gaan lou word en hy praat met die kinders van die Here. Luister na hierdie versie. As jy alles vergeet wat ek sê, onthou hierdie. Moenie met God se genade speel nie. Maar ek kan nie verstaan dat 'n kind van die Here met God se genade wil speel nie. Ek kan nie verstaan dat enige iemand wat na my luister en wat na my luister vir 'n hele paar maande nou al, nog steeds sal wil gaan delf in die dieptes van Satan, nog steeds sal wil gaan delf in sonde, nog steeds sal wil gaan, nee, ek kan dit nie verstaan nie, want as jy die evangelie van Christus verstaan, broer en suster, as jy verstaan dat wat Christus aan die kruis vir jou gedoen het, 'n geweldige prys betaal het, sal jy wegbly van sonde af. Jy sal wegbly van skinder af. Jy sal wegbly van kwaadpraat af. Jy sal wegbly van steel en moord en nou praat ek nie van fisies steel en fisies moord nie, maar steel deur 'n ander man se karakter te steel deur van hom kwaad te praat, deur te moord, deur 'n ander man te vermoor met jou woorde. Ons as kinders van die Here sal ons graag warm wil bly. Maar hier is 'n waarskuwing. Ek ken jou werke. Jy wat na my luister en ek inkluis en enigiemand anderste. God sê ek ken jou werke. Kom ons vergeet van genade. Kom ons vergeet van daardie tipe van dinge en kom ons kyk. Jy is geroep vir goeie werke. Ek ken jou werke. Ek kan sien dat hierdie werke van jou is nie totaal sleg nie, maar hulle is ook nie totaal goed nie. Hulle is so in die middel. Hulle is lou. Hy sê is nie koud nie. Dan dit is nie totale slegte werke dat ek jou opnuut kan red nie. Dis nie totale goeie werke dat jy op pad is na 'n hemelse vaderhuis nie. Dis lou. Maar nou waarsku jy, maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg. Nou vra ek die vraag,
En ek het nog nooit gehoor dat enige iemand dit antwoord nie. Wanneer gaan dit plaasvind? Uit die mond spieg. Dit het nog nooit plaasgevind nie. Nou kan jy vir my sê, ja maar onthou, daai skrif kan verwys na enkelinge, en daar is mense wat voor hulle dood die Here gedien het, en hy het hulle uit sy mond uit gespieg, maar hy praat hier met 'n gemeente. So ek het 'n teorie, en ek gaan nie vir jy skrif gee nie, want dit is maar net hoe ek het sien. Gaan dink daaroor, en as jy dit anders as ek sien, dan is dit ook goed. Hy kon mense al lankal individueel uitgespoeg het omdat hulle lou is. Mense wat die evangelie dood eenvoudig weggooi en aanstap met 'n ander geloof. Maar is dit moontlik dat die lewendes wat vandag lewe, tydens die wegraping lewe, dat die wegraping die uitspuug uit sy mond sal wees? Want onthou, hy sê, die wat in Christus geslaap het, sal eers opstaan. So hulle is die wat warm is. Maar tussen die wat nog lewe is, lou is. Hulle gaan nie saam nie. So ek waarsku jou, dit mag miskien wees dat die Here voor die dood van mense, baie mense uitgespoeg het, baie mense eendag gesit het wat lou was en nie waardig was om die koninkryk van God in te gaan nie. Maar ek wil vir u as te ware sê, as jy lou is tydens die wegraping, gaan jy nie saam nie. Nou kom ons gaan kyk 'n bietjie dieper. Die term warm verwys na die temperatuur van vurige liefde. Liefde wat warm is en die hele lewe ophelder. Die temperatuur van die apostels wat die boodskap geskryf het en uitgedra het. Die term koud beteken net eenvoudig die afwesigheid van hierdie entoesiasme van die vurige liefde. Jy is nou koud, want jy is meer entoesiasties oor Harry Potter en oor The Ring of the Lord en oor Superman en oor daai goed, as wat jy is oor die dinge van die Here. Die feit is dat Jesus geweet het van hierdie gemeente se situasie. Niks is verborge in sy oë nie. Jesus gebruik hierdie uitdrukking moontlik in die lig van Laodicense se louwarm water toevoer. Aan die een kant is louwarm 'n prentjie van onbruikbaarheid. Louwarm verwys ook na 'n meer ernstige situasie, naamlik 'n prentjie van onverskilligheid en kompromie. Dit neem die temperament van die omgewing aan. Hierdie Christene was eens warm, lou geword as gevolg van hulle verlore entoesiasme en as gevolg van hulle vertroue in hulle self. Maar daar's van hulle wat heeltemal koud geword het ook. Wanneer mens koud is, dan leef jy soos jy is en geen niks voor nie. Wanneer jy egte lou is, dan vertoon jy 'n leë godsdiens wat niks werd is nie. Daar is niemand harder om te bereik as hy, wat net genoeg van Jesus het, sodat hy dink dat hy nie meer nodig het nie. Dit is al vir my gevra, kan ons 'n casual Christen wees? Nou wat die Joos is 'n casual Christen, dis 'n lou Christen. Laodicense het 'n leë godsdiensbedryf en tax collectors en hoere was meer oop vir Jesus as wat die Sadduseërs en die Fariseërs was. Die duiwel sal ons neem in watter vorm ook al, maar hy verkies die louwarm godsdienstige bokant die van die yskoue sondaar. Die naam Laodicense beteken rule of the people. Die mense regeer. Hierdie kerk was 'n duidelike bewys van die demokratiese bestuur van die kerk deur die meerderheid en nie deur God nie. Hierdie louwarm Christendom is uiters onsmaaklik vir Christus. Hy waarsku hierdie kerk dat hy diegene wat lou is uit sy mond sal spuug. Hierdie uitspoeg het, soos ek gesê, nog nie plaasgevind nie. En moontlik het dit al plaasgevind in individuele lewe, maar die groot uitspoeg kom met die wegraping. God se genade regeer nog. Ek glo dat die uitspoeg sal plaasvind tydens die wegraping. Die het ek vir u gesê. Hulle wat lou is, sal nie saam met die wegraping gaan nie, maar agterbly om nooit weer opgeneem te word nie. Dit wil ek ook sê. As jy ding uit jou mond uitspuug, tel jy hom nie op en sit hom terug in jou mond nie. As God jou uitgespoeg het, is jy uitgespoeg. Moenie wag vir die wegraping en dink jy gaan die Here dien na die wegraping nie. As jy die Here nie nou kan dien nie, gaan jy dit beslis nie doen na die wegraping nie. Want terwyl dinge op die huidige oomblik vir jou te veel is, ek is nie lus vir dit nie, ek is so depressief, die Here het weer nie deurgekom vir my nie, wat nou, en wat maak ons nou, en die een en die ander, en alles daarom is saamgevang, gaan baie erger wees, 100 maal erger in die groot verdrukking. Vers 17,
Want jy sê ek is ryk en het verryk geword en het dan niks gebrek nie. Jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Nou hierdie skrif kon net sowel aan die word of faith, name it and claim it, ouens gegee word. Met ander woorde, eintlik praat vers 17 met Jesse Duplantis en Kenneth Copeland en al daai ouens wat dink hulle is ryk, hulle het 'n mansion, hulle het geld, Jesse Duplantis het ek dink 'n 3 verdieping 11 slaapkamer huis. Daai ouens dink hulle is ryk. Maar hierdie skrif, ek gaan hom weer lees, is van toepassing op hulle. Vers 17, want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Nou gee Jesus die rede hoekom hy dit sê. Hulle dink dat hulle is ryk en het alles, maar is in werklikheid leeg en sonder enigiets lou. 'n duidelike prentjie van die meeste van vandag se sogenaamde Christelike kerke. Die Christene van Laodicense was ver van God af sonder dat hulle daarvan bewus was. Die kerk van Laodicense het rykdom, insig en dierklere gehad, baie soos die kerke van vandag, ek het dit net genoem. Tog was hulle geestelik arm en beklaanswaardig. Hierdie brief was indirek aan die gemeente gerig, maar direk aan die engel, pastoor, herder, opsiener gerig. Dis geen wonder dat daar eerstens na rykdom verwys word nie. Geestelike hoogmoed en lou warm situasie word meestal veroorsaak deur wêreldse voorspoed. Dit is die situasie waarin hierdie engel en die gemeente van Laodicense verkeer het. Sommige reken dat die engel van hierdie gemeente was Archippus. Nou, Archippus. Nou, dis nie regtig 'n engel nie. Dis 'n pastoor, 'n leier van die gemeente. Dit is nie genoeg vir die ryk Christen om net iets van sy rykdom te gee en dan te dink dat hy nou genoeg gegee het nie. Nou is sy beloning verseker. Dit gaan nie oor die rykdom nie, dit gaan oor die vlak van sy liefde. Die idee van vurige liefde is dat vurige liefde die vermoë het om materiële dinge onbelangrik te laat lyk. Hoe groter die vlak van liefde, hoe kleiner die poging om op self staat te maak. Aan die einde van al ons pogings bly ons menslike, gesproke pogings altyd onvrugbaar. Ons bly onvrugbare diensknegte. Romeine 7:24, o ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ons sien 'n groot kloof tussen die gesindheid van Paulus en die kerk van Laodicense. Die gesindheid van Paulus is die gesindheid van vurige liefde. In Christus is ons nie ellendige mens nie, want ons lewe is verborge in hom, sonder hom is ons meer as 'n ellendige mens. Vers 18. Ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word, en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie geopenbaar word nie, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Die manier waarop ons van Jesus koop is om op hom te vertrou vir dit wat ons nodig het. Solank as wat ons glo dat ons kan in ons eie voorsien in ons rykdom, klere en gesondheid, is ons net so beklaanswaardig soos die Laodicense. Nou wil ek net hierby voeg, ja, ons koop ons klere en ons karre en ons huise met ons eie geld, dis waar, waarvoor ons gewerk het. Maar weet jy wat is hierdie vertroue? As ek nou moet siek word, as ek vandag moet 'n beroerteaanval kry, is my inkomste daarmee heen, kom dan nie 'n sent in nie, om die eenvoudige rede dat ek werk vir 'n kommissie. So nou vertrou ek die Here, want ek het daai geld nodig, ek het daai voorsiening nodig, nou vertrou ek die Here om my gesondheid te bewaar, sodat ek op 'n gereelde basis kan gaan werk. Maar nou gebeur dit dat ek siek word en ek kan nie gaan werk nie. Dan vertrou ek die Here Jesus dat hy my nogtans sal deurhelp sonder my bron van inkomste. Want my salaris is nie my bron van inkomste nie. Wat mense vir my gee is nie my bron van inkomste nie. Donasies is nie my bron van inkomste nie. Weet jy wat is my bron van inkomste? Die Here Jesus Christus in die volheid van die rykdom in heerlikheid deur hom. Wanneer ons ag gee op hierdie baie skerp vermaaning, kan dit die idee gee dat Jesus sy liefde vir sy kerk verloor het.
Die teenoorgestelde is waar. Dit is sy intense liefde wat hom dring om hierdie vermaning te rig. Die finale straf teenoor die mens is wanneer God hom totaal verlaat. Solank God nog met die mens praat, maak nie saak hoe nie, is daar nog genade in die omtrek. Hierdie kan ook die maatstaf wees van die herder van die gemeente se liefde vir sy mense. Hoeveel herders het hulle mense lief genoeg en is bereid om teestand te ervaar terwyl hulle God se woord gehoorsaam? 2 Timoteus 4 vers 2 sê, verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. Vers 19, almal wat ek lief het, bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Hier sien ons dat Jesus het duidelik maak dat dit sy liefde is wat hom dring om hierdie bestrawing aan die kerk te rig. Hy dring daarop aan dat hulle 'n duidelike keuse moet maak en hulle moet bekeer van hulle verkeerde weë. En dit is wat my programme behels. Dit is hoekom ek preek. Ek preek nie noodwendig vir die sondaar daar buite nie. Ek bid vir die sondaar daar buite en as mense wat vir hom bedien en mense wat hulle na die Here toe lei, maar ek is geroep om met die kerk van Christus Jesus te praat. Ek is geroep om jou te waarsku en vir jou te sê, jy kan nie op jou laure rus nie, jy kan nie maar net aangaan, doodeenvoudig aangaan soos jy wil nie. Jy moet kom, jy is deur genade gered, genade hou jou gered. Maar die skrif sê ook, sonder heiligmaking sal niemand God sien nie. Nou daardie heiligmaking is nie 'n werk wat jy doen om gered te word nie. Dis ook nie 'n werk wat jy doen om gered te bly nie. Daardie heiligmaking wat jy nastrewe en najaag en in jou binneste bou, is Jesus Christus. Die Heilige Gees help ons dan, as ons dit nastrewe en ons dit najaag, om te kom tot die volle grootte van Jesus Christus in ons. Daar moet 'n groei wees. En weet jy, dit is nie heiligmaking, jaag die heiligmaking na, waarsonder niemand God sal sien nie, as 'n werk nie. Nee, glad nie. Dit is, jaag die heiligmaking na, waarsonder niemand God sal sien nie, is 'n hou vas aan jou geloof, 'n hou vas aan wat God vir jou gegee het, 'n hou vas aan ons is op pad na die Vader se huis. As jy heiligmaking nie vashou nie, as jy nie vashou aan die lewe van geregtigheid nie, gaan jy stadig maar seker wegbeweeg van Christus wat jou heiligmaking is. En jy gaan lou wees. 'n Lou Christen het net genoeg van Jesus om die godsdienst tevrede te stel, maar nie genoeg vir die ewige lewe nie. Dis beter om koud te wees as lou, want koue word gevoel en louheid word aanvaar. Die dief aan die kruis was koud teenoor enige godsdienst, maar het sy behoefte aan 'n redder raak gesien. Die apostel Johannes was warm teenoor Jesus en het 'n heerlike verhouding met hom geniet. Judas was lou. Die feit dat hy Jesus gevolg het, was genoeg om na hom te verwys as 'n disipel, maar tog het sy hart nie aan Jesus behoort nie. 'n Persoon wat lou is 'n baie ongelukkige mens. Hulle het te veel van die wêreld in hulle om Jesus te geniet en te veel van Jesus om die wêreld te geniet. Vers 20, kyk, ek staan by die deur en ek klop, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Met ander woorde, die gedagte wat hier deurgebring word, is nie dat die Here staan en hy klop aan die deur, net so saggies. En dan bly al stil en na rukkie, dan kom hy weer. Nee, die gedagte wat hier deurkom is dat hy klop, hy klop en terwyl hy klop sê hy, maak oop, ek wil inkom, maak oop, ek wil inkom, want hy sê as iemand my stem hoor en die deur oopmaak. Jesus gee hierdie afvallige kerk 'n groot uitnodiging. Hierdie uitnodiging openbaar sy hart en begeerte om deel te wees van die innerlike mens van die Christen. Hy wil met ons 'n verhouding bou. Hierdie beeld van Jesus aan die buitekant van die hart se deur kan heenwys na die Christen en die sondaar se hart. Hy klop aan die sondaar se hart, maar ook aan die lou Christen se hart. Hy wil inkom in 'n intieme verhouding met sy skepsel. Hand af. Laodicense kan ook genoem word die kerk van die uitgesluite Christus. In ons tyd is daar vele van hierdie kerke. Kerke wat, soos ons in Engels sal sê, they talk the talk, but they don't walk the walk. Alles gaan oor Christus sonder Christus. Ons het in hierdie vers 'n wonderlike geheimnis.
Die alomteenwoordige Jesus het besluit om sy reddingsplan te laat werk saam met die hart van die mens. Nou praat ek nie van die vleeshart nie, maar van die innerlike mens, die gees, wat saam met God se gees werk. Christus kom soos 'n beminde waarvan Hooglied 'n tipe is. Hooglied 5:2. Ek het geslaap, maar my hart het gewaak. Hoor my beminde, maak vir my oop my suster, my vriendin, my duif, my volmaakte, want my hoof is vol dou, my haarlokke vol nagdruppels. Wanneer Jesus sê met hom maaltyd hou, verwys dit na 'n maaltyd genoem die Daipnon. Die geheim van hoe om hierdie deur oop te maak is om eers sy stem te hoor en aandag te gee aan dit wat hy sê, sodat ons uit ons lou toestand geruk kan word. Uitgeruk uit lou na vuur warm verhouding met hom. Vers 21, aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Hier is 'n sterk belofte van hom wat nie kan lieg nie. Aan hom wat oorwin word hierdie belofte gegee. Hier sien ons duidelik dat daar geen verskoning is vir 'n lou, warm Christenlewe nie. Die struikelblokke na 'n warm en intieme verhouding met Jesus kan oorkom word. Ons oorkom hierdie struikelblokke nie deur ons eie vermoë nie, maar deur die bloed van Jesus Christus. Ons kan dus draai vanaf 'n koue of lou warm Christen na die van 'n oorwinnaar deur Jesus Christus. Vir hulle wat die stryd wen teen kompromie, verkeerde gesindheid en steuning op die arm van die vlees, vir hulle is daar 'n spesiale vergoeding. Hulle sal saam met Jesus op die Vader se troon gaan sit. Die troon is 'n plek van oorwinning, 'n beloning vir die wat oorwin. Vers 22, herhaal hy, wie hoor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Hierdie hoofstuk word afgesluit met 'n ernstige aanmaning. Ons wat ore het, moet aandag gee aan dit wat die Heilige Gees aan die gemeente sê. Die rede hiervoor is dat baie van ons onsself nie wil sien in die lig waarin die Heilige Gees ons sien nie. Ons wil nie sien dat ons eintlik aan die kerk van Laodicense behoort nie, maar eerder aan die kerk van Philadelphia. Ons moet egter fyn luister na wat die Gees aan ons oordra. In ons tyd het die kerk van Christus die geneigtheid om in die rigting van 'n Christuslose kerk te beweeg. Nou kom ons som hierdie 7 kerke op. Baie probeer om duidelikheid te kry oor die boodskap van hoofstukke 2 en 3 deur hulle as 'n eenheid te behandel. Dis beduidend dat Jesus hierdie 7 gemeentes gekies het, alhoewel daar vele meer gemeentes in die streek was. Die ander kant word ook na die volgorde van die briewe verwys as 'n weergee van die geskiedenis van die kerk deur die eeue. Dis ook interessant dat Paulus ook aan 7 gemeentes skryf. Sommige baie vroeë kommentators op die boek van Openbaring sien die nommer 7 as duidend op volmaaktheid. Jesus skryf aan 7 gemeentes en Paulus skryf aan 7 gemeentes en dit dui daarop dat die Heilige Gees met die kerk as geheel praat. Dit dui dus op perfeksie en volmaaktheid. Kom ons haal aan uit Henry Morris, The Revelation Record van 1983. Although it's by no means the dominant theme, there is a sense also in which the 7 churches seem to depict the respective stages of development and change of Christ churches during the ensuing centuries. History has indeed shown such a general development through the years. He is not capricious in his selection. There is bound to be some significance in the sequence of the 7 as well as the total. Maar as jy nie glo dit weerspieël die geskiedenis nie, dan gaan ons nie daaroor 'n argument haal nie. Maar ek wil net vir u sê, Clarence Larkin, The Greatest Book on Dispensational Truth in the World, 1918 sê die volgende. Efesiërs, in die boek Clarence Larkin, The Greatest Book on Dispensational Truth in the World, 1918 sê hy die volgende. Efesiërs 70 tot 170 na Christus die teruggevalle kerk. Smyrna 170 tot 312 die vervolgde kerk. Pergamus 312 tot 606 die losbandige kerk. Thyatira 606 tot 1520 die slap gee nie om kerk. Sardis 1520 tot 1750 'n dooie kerk. Philadelphia 1750 tot 1900 'n gunsteling kerk. En Laodicense 1900 tot die einde 'n lou kerk. Jack Smith sê waarheen die wêreld kom 1977, hy sê Efesiërs,
Die vroeë kerk tot en met die dood van Johannes, Smyrna, 2de tot 4de eeue, Romeinse vervolgings, Pergamus, begin 316, ontwikkeling van kerkstaatsstelsel onder Konstantijn, Thyatira, die berouvolle, ontroue kerk wat bestem is om deur die groot verdrukking te gaan, Sardes, dooie protestantisme, Philadelphia, die getroue kerk van die laaste dae, en Laodicense, die afvallige kerk van die laaste dae. Nou ons kry op die huidige stadium waarin ons is, kry ons al die eienskappe van al 7 kerke, kry ons vandag. Jy kry goeie mense, jy kry lou mense, jy kry alles die mekaar, maar ons leef in die toestand van die Laodicense. Die siening wat hier gehandhaaf word, kan nie altyd as onbeweegbaar aanvaar word, omrede die geskiedenis toon dat baie van die kenmerke van hierdie gemeentes dwars deur die geskiedenis voorkom. Alhoewel dit aanvaar kan word dat dit 'n duidelike prentjie van die geskiedenis is, moet dit nie aanvaar word as geset in sement nie. Ons moet onthou dat alhoewel hierdie briewe 'n profetiese heenwyse is na die geskiedenis van die kerk, dit geskryf was aan werklike gemeentes. Siene dat daar geen aanduiding van Christus se kant is dat hierdie briewe dui op die geskiedenis nie, kan 'n letterlike siening van die boek Openbaring nie veel aandag daaraan skenk nie. Verder moet ons dit in ag neem dat elke eeu van die kerkgeskiedenis karaktertrekke van al die 7 gemeentes toon. Dit is dus duidelik dat dit nie net een brief is wat na 'n sekere tydperk verwys word nie. Ons moet luister na die stem van die Heilige Gees. En dit is hoe ons Openbaring verstaan en hoe ons hierdie kerkgeskiedenis gaan verstaan. Vader, baie dankie dat ons kan weet dat ons die leiding van die Heilige Gees het en ons die nodig het om staat te maak op ons ou miserabele verstaan van die woord nie, maar dat die Heilige Gees dit van ons oopmaak tot groot hoogtes en ons opgewonde maak. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen. Gewaardeerde luisteraars, al wat nou oorbly is om te sê wandel waardig die roeping waarmee God jou geroep het. En Maranatha, Jesus gaan weerkom. Baie beslis, definitief, daar's geen twyfel daaroor nie, maak nie saak wie wat sê nie. Die vraag is net, is jy gereed? Maar as hy vertoef om te kom, mag hy met U wees tot ons weer gesels in Jesus naam. Amen.